welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand lees ons uit 1 Petrus hoofstuk 3 verder, vanaf vers 13 tot en met vers 17. 'n Mens kan maklik moedeloos raak wanneer jy die regte ding probeer doen en nog steeds teenkanting kry. Jy probeer om reg te praat, jy probeer reg leef, jy wil eerlik wees, jy wil getrou bly aan die Here en dan kry jy die wind van vooraf. Dan wonder 'n mens maklik, is dit die moeite werd? Petrus sê in hierdie gedeelte vir ons, ja, dit is 'n voorreg om te ly wanneer jy goed doen. Kom ons luister uit 1 Petrus 3 vers 13 tot 17. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat dit in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Ons lees net so ver. Petrus sê nie dit is maklik om swaar te kry, wanneer jy die regte ding doen nie. Hy sê dit is 'n voorreg wanneer jy ly ter wille van die dinge wat goed en reg is. Mense se goedkeuring is nie die belangrikste nie. Wat belangrik is dat jy die Here dien en aan hom gehoorsaam is. Daarom sê hy, al is ons vreemdelinge in die wêreld, ons leef voor mense met eerbied vir God in ons doen en late, in alles wat ons sê en alles wat ons kies. Wanneer mense vra hoekom ons steeds op die Here hoop, selfs wanneer ons teenstand kry, dan sê hy, moet ons ook gereed wees om te vertel van die hoop wat die Here in ons lewe gebring het. Want so kry die Here die eer vir wat ons doen. Maar selfs as ons dit doen, moet ons rustig wees, ons moet antwoord met respek en beskeidenheid, want ons geloof en ons goeie lewe is ook net genadegawes uit God se hand. Moet daarom nie moedeloos word as jy reg doen en jy kry teenstand nie. Hou aan om goed te doen, want so kry Christus die eer deur jou lewe. Kom ons bid saam. Here ons Here, vanaand bid ons vir elke mens wat moedeloos word. Ons bid dat wanneer ons reg probeer lewe en tog kritiek kry, wanneer ons goed wil doen maar tog verkeerd verstaan word, wanneer ons getrou wil bly aan U en tog teenstand kry, dat U vir ons krag in die geloof sal gee, dat U kalmte in ons hart sal gee, ons standvastig sal maak in geloof, sodat ons sal aanhou doen wat goed is, ook wanneer dit moeilik is. Leer ons om Jesus Christus met ons hele lewe te eer en te gehoorsaam. En as mense dan vra hoekom ons dit so doen, ten spyte van stryd en teenkanting, gee ons die woorde om so te antwoord, dat U naam daardeur verheerlik word. Help ons ook dan, Here, om met nederigheid en met sagtheid en respek te antwoord. Ons bid vanaand vir alle siekes, ons bid vir almal wat beproef is, almal wat swaar kry, mense wat in nood is. Ons vra vir uitkoms en vir krag en vir U sorg in ons lewe. Here, laat elkeen van ons vanaand die vrede van U nabyheid ervaar en laat Jesus Christus deur ons lewe die eer en die heerlikheid ontvang. In sy naam bid ons dit. Amen.